En ek kan saam met my blaai na die boek Lukas. Nou, ons gaan vanmôre 'n bietjie verder met hierdie kaart met u praat. En ek gaan met u oor hierdie gedeelte weer net so vinnig vir u op hoogte bring. Waar ons is, ek haal maar sekere aspekte uit hierdie kaart. Hierdie hele kaart bevat die boek Openbaring. Daar begin Openbaring 1 en Openbaring het 22 hoofstukke en daar is die hoofstuk 22 wanneer ons lees oor 'n nuwe hemel en oor 'n nuwe aarde. Dis nie wonderlik nie, 'n skematiese voorstelling. Hier is nog kaarte vir u wat graag wil hê. Ek het A4 het Elise gemaak en A5 wat u in die Bybel kan hou. Lees die boek Openbaring, baie interessant. Openbaring. Baie mense dink dis 'n toeboek, maar hierdie boek is juis daar om vir ons te wys wat is besig om te gebeur, wat is besig, wat nou aan die gang is in die wêreld. Hierdie boek is so besig om so vinnig in vervulling te kom, vinniger as wat ons kan dink. Ek het verlede Sondag het ek met u gepraat oor daardie gedeelte, dat die wederkoms van die Here Jesus gaan in 2 fases plaasvind. Hier kom hy vir, die woordjie vir sy kinders, elke persoon wat gewas is deur die bloed van die lam, elke persoon wat waarlik weergebore is. Hy kom nie vir kerkmense nie, hy kom vir hulle wat gewas is deur sy bloed. En hier sal ons die Here Jesus in die lig tegemoet gaan, want die Bybel sê, Johannes sê, hy het die hemele 2 keer sien oopgaan. Hier sien hy dit in Openbaring hoofstuk 4, sien hy die hemel het oopgegaan. Hy sien dan weer in Openbaring 19 die hemele oopgaan. Die eerste keer sien hy dat die Here Jesus afkom tot in die lig. En Paulus bevestig dit in 1 Tessalonisense 4 vers 16, dat die Here self uit die hemel sal neerdal met 'n geroep. En Johannes sê, hy het die hemele sien oopgaan en toe hoor hy die woorde, kom op hierheen. Wonderlik, nee. En ek wil weer die gemeente uitdaag, en ek wil weer in die oë kyk, as Jesus nou sal kom, sal jy hom tegemoet kan gaan. En dan hierdie deel word genoem die sigbare wederkoms van die Here Jesus. Daar tussen die eerste wederkoms, die eerste fase van sy wederkoms, en die tweede fase is daar 'n tydperk van 7 jaar. Daai 7 jaar sal bekend as die groot verdrukking. Daai 7 jaar word weer verdeel tussen 3,5 jaar en 3,5 jaar. Hier in die middel gaan die anti-kris, gaan hy geopenbaar word. Hy gaan in die kerk kom sit, hy gaan in die tempel sit, en hy gaan maak asof hy God is. Hy gaan hom voorstel as God. En dan gaan hierdie gedeelte gaan die oordeele van God die eerste 3,5 jaar gaan verskriklik wees. Ek wil net vanmôre vir u sê, as u moet agterbly, as die Here Jesus sy bruid kom haal het, is daar 'n verskriklike tyd wat vir die mens wag. In hierdie tyd gaan die Jode 'n geweldige groot rol speel. 'n Groot rol. Openbaring 13 vers 4 sê, dan gaan hy neerdal uit die hemel saam met sy kinders en die engele, die leermagte sê die Bybel, en dan gaan hy met sy voet op die Olyfberg gaan hy kom staan. So, hy gaan so kom staan. En die Olyfberg gaan dan in 2 split. Nou interessant, jy moet 'n bietjie gaan lees oor die Olyfberg. Hulle wou ontwikkeling daar mee begin het, en toe hulle nou baie studies gedoen het en navorsing het toe getoon dat die berg is besig om te split. So dit sê iets. Die natuur sê ook iets. En die natuur sê dat Jesus is op pad terug. En jy moet gereed wees, dat as hy kom, dat ons kan saamgaan. Ek het verlede week, ek dink ek het hier geëindig, waar ek daai deel vir u verduidelik het, dat wanneer hy sy kinders gaan kom haal, die bruilof van die lam gaan hier plaasvind, maar hier gaan daar 'n wonderlike tyd in die hemel. Die Bybel praat van die Bema oordeel,
of hy verwys na die regterstoel van Christus. Daar gaan die kind van die Here daar voor die Here Jesus staan. En dan gaan die Here Jesus ons beloon. Is dit nie wonderlik, 'n beloningsplegtigheid, 'n beloningsseremonie. Dan is daar krone wat hy gaan uitdeel. Die Bybel praat van 'n wederkomskrone, die wat sy wederkoms lief gehad het. Sien hy uit na sy wederkoms? Wonderlik nie, hy gaan kom. En hy gaan jou kom beloon omdat jy uitgesien het na sy koms. Daar gaan 'n sielewennerskroon wees. Daar's 5 krone. 'n Sielewennerskroon vir daardie persoon wat vir hom siele gewen het. Gaan jy een kry? Hy sê sielewenner. Wonderlik om 'n sielewenner te wees, om net vir iemand te vertel van die Here Jesus. Die grootste voorreg is om saam met iemand te kan bid, om hom haar te help om by die Here Jesus uit te kom. Dan is daar 'n kroon vir daardie persoon wat volhou in hierdie lewe, die kroon van geregtigheid. Partykeer raak ons moeg, die wedloperskroon. Ons raak moeg. Geestelike lewe is nie maklik nie. Ek sê baie keer die geestelike lewe is nie vir sissies nie. Dit kos elke dag geweldige dissipline om op te staan, stilte tyd hou, die Here Jesus te dien. Jy sien Openbaring 22 sê hierdie woorde, daar sê hy dit. In Openbaring 22, hy wat vuil is sal nog vuiler word, en hy wat skoon is sal nog skoner word, en hy wat heilig is nog heiliger. Jy sien, daar's 'n proses. En hoe leef ek en jy? Het is maklik om saam met die stroom te gaan, en dan, dis nie hoe ons het begin het hier. Die Bybel sê, die Here gaan ons beloon vir hoe ons geëindig het. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Mooi so. Gaan jy die mooi so hoor? 5 krone. Wat hy gaan uitdeel. Ek wil vanmôre met u oor hierdie deel praat. Geweldige deel. Wanneer die Here Jesus hier gaan kom, gaan daar 1000 jaar wees. En dan gaan die duiwel vasgebind wees. Daar's 'n leerstelling vandag wat sê dat ons leef nou in die 1000-jarige vrederyk. Dan vra ek altyd vir die slim manne nou, hoe lank is die duiwel se ketting? Want as die duiwel nou gebind is, wil ek nie weet hoe gaan dit wees as hy los is nie. As hy losgelaat gaan word. Dink jy die duiwel is gebind? As 'n leerstelling wat vandag verkondig word, ons leef nou in die 1000-jarige vrederyk. Onmoontlik. En dan daar's die groot wit troon oordeel. Hierdie persoon wat agterbly wanneer die Here Jesus gaan kom, wat gaan agterbly? Hy gaan deur daai 7 jaar van verdrukking. En die Bybel maak die basis vir daardie wit troon oordeel. Dis ook die oordeelsdag. Dit staan bekend as die oordeelsdag. En as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie. Hoor nou mooi. Hy staan daar, dan sal hy weggestuur word van die Here Jesus. Matteus 25 vers 41. Gaan weg van my, dan sal hy vir hulle wat aan sy linkerhand staan, sê, gaan weg van my jou vervloekte in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. Ek wil vanmôre met u praat oor die poel van vuur. Dit staan ook bekend, en mense hou nie van hierdie woord nie, maar ek wil met hierdie gemeente eerlik wees. Ek wil vir u sê, dit is so, daar is so dag. Die poel van vuur, God se hel. Blaai saam met my na Lukas 16, ek wil 'n bietjie vir u lees. Jesus het hierdie verhaal vertel. So, dis nie net 'n legende, dis nie net 'n storie nie, alhoewel daar staan gelykenis van die ryk man en Lazarus. As jy nou 'n studie maak van Jesus se gelykenisse, dan sal jy agterkom dat Jesus het nooit in 'n gelykenis wat hy vertel het, enige gelykenis, het hy mense se name genoem nie. So hierdie is vertaling, wat sê 'n gelykenis. Hierdie is 'n ware verhaal, want die Here Jesus vertel van 2 mense wat bestaan het. Een se naam was Lazarus. Miskien was dit uit respek uit, wat hy nie die ander man se naam wou genoem het nie. Maar ek wil vir die kenmerke van die hel kom vanmôre in hierdie gedeelte voor. Want ek wil vir die 7 kenmerke noem, wat u kan verwag as jy moet agterbly en weggestuur word van die Here Jesus. Al wil ek vanmôre hierdie gemeente waarsku en sê, dis wat jy gaan verwag, dis wat jy gaan deurmaak. Ek wil eers vir die 4 sieninge wys
Jy sien, daar's mense wat van deur tot deur loop en ander mense oortuig daarvan dat daar nie so 'n plek soos 'n hel bestaan nie en dat hel baie keer in jou kop is of dis die omstandighede waardeur jy gaan. Dis nie so nie. Die Bybel sê dat die hel is 'n plek wat wag. Die poel van vuur noem die Bybel dit. Hoor wat sê Openbaring 20 vers 15. As dit bevind is dat jou naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, hoor nou mooi, word jy in die poel van vuur gewerp. Met ander woorde, is nie 'n toestand nie. Daar word vandag verkondig dat hel is 'n toestand waarin jy jou bevind. Dis nie 'n toestand nie, dis fisies 'n plek. Ek wil jou hierdie plek, wil ek vir jou lees, wat sê Jesus, hoe erg is hierdie plek? Nou vertel Jesus hierdie verhaal, en kom ek lees eers hierdie verhaal, en hy sê hierdie woorde, hy sê, en daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en hy het vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, hoor jy hom, sien jy hom, 'n fisiese man, sy naam is Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die rykman se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En die bedelaar het gesterf, hoor gou mooi. 2 manne, die bedelaar, die Lazarus en die rykman. En nou vertel Jesus, en hierdie man, die bedelaar, Lazarus, het gesterf. En hy is deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou wil ek net hier iets regstel. Abraham is nie hemel, Lazarus is nie hemel toe omdat hy 'n bedelaar was, of omdat hy arm was, of omdat hy, nee. As jy nou 'n baie mooi studie van Lazarus gaan maak, dan sê jy sien, dat Lazarus was in 'n verhouding gewees met die Here Jesus. Hy het Jesus geken as sy persoonlike verlosser en saligmaker. Hoor gou mooi, die oomblik wanneer 'n kind van die Here sterf, en ek sê dit baie keer, en ek sê dit baie keer op begrafnisse, 'n kind van die Here sterf anders as iemand wat die Here Jesus nie ken nie. Ja, fisies maak al twee hulle oë toe, maar hoor nou mooi, toe hy sterf, toe kom die engele. God stuur die engele om sy kind te kom haal. Is dit wonderlik nie? En waar is hy? Hy is na die boesem van Abraham. Abraham vir sinnebeeld in die teenwoordigheid van God. Hy's in die hemele. Is wonderlik om vanmôre hier te sit en te weet, as ek my oë in hierdie lewe toemaak, dan maak ek my oë in die hemel oop. Daar's min mense wat dat vir jou kan sê. Ek vra op huisbesoek, ek vra by die kasregister, ek vra mense waar ek gaan deur die dag. Sê vir my jong meisie, as jy nou moet sterf, waar gaan jy heen? Kan ek vir jou sê? Ek probeer baie hard. Miskien. Probeer, miskien. Dis wonderlik om te weet daar waar jy sit. Meneer, kan jy dit sê, mevrou? Jong meisie, kan jy vanmôre sê? Ek weet, as ek sterf, maak ek soos Lazarus, as ek by die boesem van Abraham, ek is in die teenwoordigheid van God. Die hemel is 'n plek, maar die hemel is 'n persoon. En Jesus sê, en ek wil jou waarsku vanmôre in Spreuke 8:36, hy sê, hy wat my mis in hierdie lewe, benadeel sy eie lewe. Hy wat my mis, sê Jesus, benadeel sy eie lewe. Dis so asof mense dink dat wanneer jy sterf, wanneer iemand sterf, en jy moet onthou, jy sterf soos wat jy geleef het. As jy in hierdie lewe sonder Jesus leef en jy sterf, dan gaan jy outomaties sonder die Here Jesus sterf. Dis so asof mense dink dat wanneer iemand gesterf het op aarde, is hy maar outomaties in die hemel. Dis asof God maar die hemel oopmaak. Nee, 1000-mal nee. En as dit bevind is dat jou naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, Jesus sê self in Johannes 3 vers 3, hy sê, hy sê dit vir 'n predikant, hy sê dit vir Nikodemus, hy sê, voorwaar beteken God sweer. Hy sweer 2 maal by homself, hy sê, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien. Jy moet weergebore wees. En Lazarus was weergebore. Maar kom ek lees gou vir u verder. Ek moet nog verder lees. Hy sê, en die ryk man het ook gesterf en hy's begrawe. En kyk nou mooi net die teenoorgestelde. Lazarus sterf, die engele kom hom haal en hy's in die teenwoordigheid van God.
Jesus vertel, hy sê die ryk man het gesterwe. Hy is ook begrawe. En toe hy sy oë in die doodryk ophef, terwyl hy in smarte was. Ek wil vanmôre vir u sê, ek het daar baie mense in my lewe begrawe. En ek het al meer as een keer met hierdie gedagte weggedraai van 'n na aarde bestelling. As ek daai man of vrou wat ek begrawe het nie geken het nie, of met 'n verrassingsdiens, as die lijkswaai wegry het ek al baie keer gewonder. Die begrafnis is verby, wat nou? Wat roep daai persoon nou uit? Terwyl familie en vriende teendrink, wat sê, wat? Hy toe sy oë ophef. Hoor jy die woorde? Terwyl hy in smarte was. Terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep uit. Hy roep uit. Vader, Abraham, wees my genadig. Stuur Lazarus. Kom, ek wys gou vir die 4 sieninge. Gaan terug na hierdie, gaan vir die 7 kenmerke daaruit wys. Ek wil net eers vir die wys, wat gaan vandag aan. Ek het so 'n hele paar weke terug vir hierdie stelling gemaak, dat die kerk van die Here Jesus, die kerk in die algemeen, die Ecclesia, die is seker die denominasie waarna ek verwys nie, maar die kerk in die algemeen is soos die Titanic. Wat het ek daarby bedoel? Ek het daarby bedoel, mense sit, die dag toe die Titanic gesink het mense rustig op daardie boot gesit. Party was besig met plesier gewees, ander was maar in hulle kajuit gewees, rustig, nooit gedink dat hierdie skip enigstens ooit sal sink nie, want daar was nie 'n moontlikheid nie. En wat ek geestelik bedoel daarby is hierdie woorde, dat ons sit vandag binne in die kerk, en die kerk is besig om te sink. En terwyl die Titanic besig was om te sing, toe roep hulle die orkes, toe sê hulle, speel vir hulle, nader my God by u, hou mense net rustig, hou mense net kalm. En vandag word die predikante gebruik om mense kalm te hou en rustig te hou, terwyl die kerk besig is om te sing. Terwyl die Here Jesus op pad is en mense nie weet wat gaan gebeur as die Here Jesus kom, en of die Here Jesus gaan kom, mense betwyfel dit. En as jy met mense praat oor ewigheidsdinge, dan sê mense vir my hierdie woorde, Dominee, glo jy werklik in die hel? Bestaan daar so iets? Ons het om te doen met 'n God van liefde. In kweekskole vandag word daar geensins verwys na die geregtigheid van God, net liefde. Vertel mense hoe lief het God hulle, dis waar. God het die mens lief. Hy het dit klaar bewys, hy het dit klaar getoon op Golgotha, daar het hy sy liefde betoon. Moenie mense ontstel nie. Jy maak mense bang as jy oor hierdie waarhede praat. Dis wat vandag op kweekskole verkondig word. Ek wil jou waarsku vanmôre. Ek wil u bloed van my af hê. Want u bloed is aan my hand, dan as ek nie die volle raadsplan van God gaan verduidelik nie, dan gaan ek eendag voor die Here skuldig staan. So daar's 4 sieninge, ek wil dit net gou vinnig vir die wys, wat word vandag verkondig. En dis waar ek is, die tradisionele siening, want die Bybel praat, en die Bybel is baie duidelik daaroor, dat daar 'n plek van ewige straf is. Hierdie siening word vandag totaal en al uitgewerp. Die hart van hierdie siening, hierdie beskouing, sê dat hel word gesien as 'n letterlike fisiese plek van ewige pyniging vir diegene wat God doelbewus, doelbewus verwerp. Dis 'n plek van pyniging, 'n fisiese, 'n letterlike plek wat God doelbewus, hoor gou mooi, doelbewus. Jy weet God praat met jou. Jy weet God druk sy vinger op jou, in jou hart, in jou lewe, en hy vra, hoe lank al, jongman, gee my jou hart, gee my jou lewe. Nie nou nie, Here.
benoudheid nie. Die hart van hierdie siening, van hierdie beskouing is gebaseer op die geregtigheid van God. Omdat God liefde is God ook regverdig. En omdat dit sy karaktereienskappe is, heilig, regverdig, daarom kan sonde nie ongestraf bly nie. Hoor Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. Wat is loon? Die betaling wat God die mens gaan gee, is die dood. Die Bybel praat nie net fisiese dood, hy praat van die tweede dood. En die tweede dood is een van die name wat gegee word vir hierdie plek van pyniging. Daar is 'n tweede siening, en jy kan dit aflei van die woord metafoor. So hel is eintlik maar net 'n metafoor wat gebruik word. As die beskrywings gebruik word soos vuur en swaal, is dit maar, sê hier die mense, is dit maar net 'n metafoor. Eintlik beteken dit maar net totale isolasie van God. Jy is net so van God geskei. Dit beteken regtig 'n plek nie. En dis die nuwe leerstelling wat vandag baie verkondig word van ons kansels af, want anders maak ons mense bang. Hulle beweer dat God dwing niemand om by hom te wees, as hulle nie in hierdie lewe by hom wil wees nie. So hel is maar net 'n toestand van die mense wil, 'n toestand. Hulle sê dat die hel is absolute donkerheid, leegheid van 'n bestaan sonder liefde, lig en hoop. Nou jy kan maar self dink, is dit waar wat die Bybel sê? Dan is daar sterflike, derde siening, voorwaardelike onsterflikheid, daar is die groot teologiese woord. En kyk wat sit ek vanoggend vir jou hier op die skerm. Hierdie beskouing wen al hoe meer veld onder Christelike teoloë wat worstel met die idee van ewige pyniging. Kan hierdie God van liefde, hoe sal hierdie God van liefde die mens pynig? Hoe sal hierdie God vir ewig die mens martel? Ek kyk nou mooi wat hulle wys. Hulle verwys na totale vernietiging van die mens. Met ander woorde, as die mens doodgaan, en jy gaan vir 'n ter aarde bestelling, hoe ook al, verasing, hoe ook al, en jy sterf, dan gaan die mens tot niet. Daar's groepe wat van huis tot huis Satra loop, en dan vertel hulle ook vir jou. En hulle glo dat, as jy nou mooi kyk na hierdie siening, dit beteken dat die mens net nie onsterflike siel nie. As jy sterf, gaan jy soos 'n hond sterf, jy gaan soos 'n dier sterf, totale vernietiging. Maar as jy, hulle het van jou geweet, maar jy's nie meer daar nie. En hulle baseer die kern van hulle beskouing van hierdie teorie sê. Hulle vat hierdie vers waar Jesus sê, in die Griekse taal is die woordjie hel Gehenna. Die Griekse woord vir hel is Gehenna. En Gehenna was 'n plekkie buitekant Jerusalem, dis soos 'n ashoop gewees waar al die vullis heen gegaan is. Waar het gegooi het. En nou sê hulle 'n letterlike brandende hel, dit was Gehenna gewees buitekant Jerusalem. Dan sê hulle nee, dis maar net eintlik wat daar beteken, dat jy, soos daai vuil goed, jy ook vernietig sal word. Hoor gemooi? Hel, het God gesê, is 'n plek. Is hier toestand nie? Dis nie waar. Dan kry jy die vierde siening, en hierdie is baie Rooms. Dis soos die purgatory. Die Here gaan jou maar net in 'n plek van loutering plaas. Dis wat ek dink. Want op die einde sê hulle, op die ou einde gaan God alles in almal wees. Dis wat die vier sieninge vandag. Ek wil vanmôre begin. Jy sien die hele kern, as dit by hierdie worstelstryd kom, die kern van hierdie worstelstryd lê tussen hierdie twee eienskappe van God. En hulle worstel met hierdie twee eienskappe van God. God is liefde en geregtigheid. As God liefde is, hoe kan hy die mens ewig laat ly? Dis een ding waarmee hulle sukkel. Die tweede ding is, hoe kan hy sonde en boosheid dan net so ignoreer, dat dan die gevolge kan wees nie? Dan kan ek mos maar aangaan soos wat ek wil. Kyk gou mooi.
Ek wil dit vir u leer. U moet dit onthou altyd. As jy 'n treinspoor sien, hier's die twee eienskappe van God. Daai spoor se naam is, daai spoor se naam is liefde. Daai spoor se naam is geregtigheid. Hier bring ek hom nader. Hierdie twee spore sal nooit by mekaar kan uitkom nie. Dis twee spore wat so parallel met mekaar loop. Liefde, geregtigheid. Omdat God liefde is, daarom gaan hy sonde straf. Hy is liefde, geregtigheid. As jy sonde doen, gaan hy jou beloon daarvoor. Die loon van die sonde is die dood. Jy sal nooit daai twee punte by mekaar kan uitbring en net sê God is liefde nie. Hy is dit inderdaad. Maar jy moet weet dat God is regverdig. En hy gaan sonde, so seker soos dat ek vanmôre voor u staan, gaan hy straf. Ek wil iets vertel. Romeine 2 vers 16 sê, hoor hierdie vers. Hy sê ook die verborgde dinge in Christus Jesus gaan hy aan die lig bring. Hierdie teks het eendag vir my 'n werklikheid geword. Ek was met 'n reeks besig wat my gevra daar onder in die Weskaap. En 'n Sondag aand toe kniel 'n vrou uit en ek het hierdie teks het gekwoteer. Jy moet weet dat selfs die verborgde dinge in Christus Jesus gaan geopenbaar word. En toe ek die uitnodiging daai Sondag maak, toe kom hierdie vrou uit en sy kom kniel by die altaar van die kerk waar ek gepreek het. En ewe skielik begin sy bitterlik huil. En ek gaan kniel langs haar, ek sê vir haar, hoe die Here met jou gepraat. Sy sê vir my, Dominee, sy sê toe ek jy hierdie teks kwoteer in hierdie diens, dus daar iets wat ek baie jare terug in my lewe gedoen het ek besef, dit gaan geopenbaar word. En ek sit langs hierdie vrou, ek sê, wil jy my vertel? Sy sê, ek sal graag. En sy vertel vir my, sy was in die skool, en toe het sy in die moeilikheid gekom, en na 'n paar dae uit die huis uit gesit, want dit was 'n groot skande gewees, skande op die familie, en sy het hierdie jou 'n kindjie laat afbring, en by 'n sekere pas in Weskaap, het sy op 'n Sondagmiddag gegaan en 'n grafie gemaak. En daai lewetjie daar begrawe. En sy sê vir my, vir jare loop ek met hierdie gedagte. Ek is so bang, iemand gaan dit eendag uitvind. En jy kom sê vir my, Romeine 2 vers 16 sê, God sê, die verborgde dinge. Ek sê vir ja, daai pas. Jy weet waar daai plekkie is, maar ek wil vir jou sê, daai dag gaan God die verborgde dinge in Christus Jesus oopmaak. Jy moet sorg dat verborgde dinge, weet jy wat is verborgde dinge? Daai dinge waarvan jy dink, daai dinge wat nog nie onder die bloed van die lam is nie, wat nog nie vergewe is nie, jy moet sorg dat dit onder die bloed gaan kom, want die verborgde dinge in Christus Jesus gaan geopenbaar word. Kom ek nou vir jou die 7 dinge in hierdie hoofstuk. Ek wil vanmôre vir u sê, na aanleiding van hierdie 4 sieninge, beskouinge wat daar is. In vandag se tyd mag die woordjie hel sy skrikwekkendheid verloor het. Maar dit sal nooit sy werklikheid verloor nie. Mense kan vandag lag daaroor. Jong mense maak grappe. Ek gaan my vriende daar ontmoet, jy kan maar grappe maak, jy kan maar spot daaroor. Ek hoor mense gaan so ver, dan sê hulle sal ou Nick help stook. God het self die Fahrenheit, God het self die hitte van daai plek bepaal. Maar dis hoe mense spot daaroor. Hel kortweg gesê, dis 'n plek wat bereik gaan word aan die einde van 'n Christuslose lewe. Sterf sonder die Here Jesus, en jy gaan maar net maai dit wat jy gesaai het. Hoor hierdie vers,
Tessalonisense. Paulus is in Tessalonisense, 2 Tessalonisense besig. En hy praat duidelik dat die Bybel praat van vuur en swaal. Hier word die tweede siening alreeds weer lê. Hoor wat sê Paulus as hy daar praat. Hy sê, in vuur en vlam. Toe die ryk man sy oë oopmaak, hy het gesterwe. Jesus verduidelik so mooi, ek sien dit in my geestesoog. Hy het gesterwe en by hierdie man se begrafnis, die mooiste begrafnis wat daar was. Duur blomme, al sy vriende, al sy familie en almal is hartseer. Jesus sê, toe hy gesterwe het, hulle huil. Hulle vertel, selfs die dominee vertel hoe goeie man was hy. Roep hy uit. Hy's in 'n plek van smarte. Jesus sê, in vuur en vlam. Wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en die wat aan die evangelie van die Here Jesus ongehoorsaam gaan wees. Hoor gemooi. Wie gaan hom of haar eendag daar bevind? Wie sal eendag daar wees? Kan ek vir jou 'n paar groepe noem? As ek dit moet opsom, dan gaan ek vir jou sê, eerstens sê daai vers, die wat God nie ken nie, en dan sê die tweede, die wat aan sy evangelie ongehoorsaam is. Elke keer wanneer u die evangelie van Jesus Christus hoor, elke keer wat u hoor, dat jy gered moet word, elke keer wat jy moet hoor, jy moet jou lewe vir die Here gee en jy's ongehoorsaam. Dis 'n plek wat Jesus berei het vir hulle wat ongehoorsaam is. Dis wat die Bybel sê. God het daai plek berei. Met ander woorde, ek gaan dit 3 groepe vir jou gou vir jou hier noem. Eerstens gaan mense hel toe omdat hulle Jesus Christus as die saligmaker van hierdie wêreld verwerp het. Oormoeg jy kan maar weet dat Jesus gesterf het aan 'n kruis. Jy kan dit maar hier weet. Ek noem dit Cremora godsdienst. Ken jy Cremora? Ken jy die advertensie van Cremora? Is alles on top, not inside. En mense gaan die hemele mis as gevolg van 30 centimeter. As jy lineaal vat, doen dit by die huis. My godsdienst is baie prakties. Ek doen sekere dinge om dit vir my lewend te maak. As ek 'n lineaal vat en ek sit 'n lineaal hier en ek kyk na sy punt waar hy eindig, ek het dit hier. Maar hy moet afsak 30 cm dieper na my hart toe. Jy het dit al afgesak. Het hierdie Christus wat gekom sterf het aan 'n kruishout op Golgotha, het dit al vir jou werklikheid geword? Hoe word dit vir jou werklikheid? Wanneer jy hom aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan word hier. Hy word nie net 'n saligmaker, hy word my persoonlike saligmaker en redder. Hy's hier. Dis die eerste groep. Wat eendag sal moet hoor, gaan weg van my af. Daar's 'n tweede groep. Omdat hulle sy kosbare bloed, wat hy laat vloei het, om hulle sondes te vergewe, hoor hierdie woorde, onrein geag en vertrap het. Onrein. Hoor gou mooi. Ek is so lief vir hierdie vers. Ek bid daagliks hierdie vers as ek vir mense bid. 1 Johannes 1 vers 7, en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons voortdurend van alle sonde. Is dit nie wonderlik, hy was skoon. Hy maak skoon. Daar is die derde groep, hoor gou mooi, nou meer nog. Nie net om aangeneem het nie, maar nie net sy bloed verwerp het nie, maar wat ook die Heilige Gees van God, daai sagte stemmetjie, ken jy hom? Hy praat. Ag nee, nie nou nie, Here. Die Bybel noem dit verag. Die Bybel noem dit ignoreer. Miskien vanaand gaan ek weer sy stem hoor. Ek kan vir jou geen waarborg gee dat jy vanaand sy stem gaan hoor nie. Kom ek kom by die punt uit. Ek wil jou hier vertel het van hoe die hel sy ontstaan gaan. Ek sal dit vir jou op 'n ander boodskap vertel. Ek wil jou net gou 2 punte uitleg. Hoe verblind die duiwel mense? Dit is verskriklik, vriende. Ek sien dit wanneer ek met mense praat. Jy kyk iemand in die oë, jy praat hom oor Jesus Christus, jy praat hom oor die saligheidsplan van God. Jy kan sien, daar's iets wat sak. Jy kan sien, hierdie persoon verstaan nie nou presies wat jy vir hom of haar vertel nie. Het jy geweet, een van die planne wat die duiwel gebruik om mense weg te hou van die evangelie, die bloedevangelie van Jesus Christus, is om hulle te verblind en hulle te belieg. Dis sy plan.
Hy verblind hulle vir die waarheid van die evangelie. Ek wil jou vers noem. Hier is een van sy slagoffers. Jy kan dit gaan kyk. In 2 Korintiërs 4 vers 4. Paulus skryf, hy beskryf die metode, hy sê, en die God van hierdie wêreld, met 'n klein letter, die God van hierdie wêreld, Johannes sê, dat hierdie hele wêreld in die mag van die Satan, ons skryf Paulus dit in 2 Korintiërs 4 vers 4, hy sê, wanneer die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind, sy taktiek. Jy sien dit, dis asof hy toeslaan. Jy kyk, hy verstaan nie, meneer sê gou vir my, weet jy wat doen ek op huisbesoek, kan ek vir u vertel, om hierdie waarheid vir mense te laat snap. Ek sit by mense, en ek lees, ek vra, kan ek vir julle gedeelte lees uit die woord uit, en ek vir hulle gebed te doen. En ek sien maar, ek praat, ek verstaan, en hierdie mense verstaan nou nie wat ek sê nie, ek lees net, hoor mooi, Openbaring 3 vers 20. En ek wil so graag hierdie man by die Here Jesus uitkry, ek bid al lank vir hom, ek wil so graag hierdie vrou by die Here Jesus uitkry. Ek staan op, ek gaan na die voordeur toe. Ek maak so, want ek het gesien dat die God van hierdie wêreld verblind hulle oë. Ek sien dat hierdie God van die wêreld hou weg van die waarheid hou weg. Hulle snap nie. Hierdie persoon hou al hierdie vals fondamente voor my, hy vertel vir my, hy is gedoop, hy vertel vir my, hy is aangeneem, hy vertel my wat hy alles doen, ek sê, nee, hoor gou maar die evangelie van Jesus Christus is, jy moet daar kom waar jy hom aanneem, en die Here bring, ek glo die Heilige Gees het daai oomblik hierdie gedagte aan my te bring, ek staan op, ek stap na sy voordeur toe, ek maak die voordeur toe, ek wil nou net vir my illustrasie, ek staan by sy voordeur, ek klop, ek kry geen reaksie, ek sê ek klop, is daar iemand wat my wil innooi? Ek sê, is daar iemand wat my wil innooi? En hy sê, maar dominee, kom in. Ek sê, hoeveel keer het ek gevra, kan ek inkom? Ek sê, so klop God aan jou hartse deur. Deur ongelukke, deur siekbedens, deur siektes. Hy klop. Hy wil inkom. En ek sien nie daar, gaan die liggie aan. Wat het ek gesien? Presies wat 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, die God van hierdie wêreld het hulle oë verblind. Hoekom verblind hy? Om hom van die waarheid af weg te hou. Die waarheid dat Jesus Christus hom of haar wil red. En dan is die tweede plan wat hy gebruik, wat aan die orde vandag is, hy vertel mense, daar is nie so plek nie. Ek wil vanmorgen vir u sê, die hel is 'n werklikheid, hier kom die punte. Kom ek nou vandag vir u kenmerke, die eerste kenmerk. Hoor wat sê Lukas. Jesus vertel hierdie plek, van hierdie plek, en ek wil jou waarsku vanmorgen, as ek hierdie 7 kenmerke vir jou gooi, op die bord. Die hel is 'n plek, waar elke keer die klem val, dis 'n plek, dis nie toestand nie, waarin ek verkeer nie, dis nie vir 'n sekere tyd nie, nee, dis 'n plek waar God hom of haar wat Jesus Christus verwerp, gaan plaas, vir ewig. Dis 'n plek van pyniging en van smarte. Kan ek dit gou vir jou lees? Volg het, as Jesus die verhaal vertel, hoor wat sê in vers 23, hy sê, en die ryk man het ook 'n sterwenis begrawe, en toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was. Vers 24, toe roep hy en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, hoor nou mooi, want ek ly smarte in hierdie vlam. Dit is 'n plek van smarte. Kom ek wys vir die tweede. Dit is 'n plek van onbeskryflike foltering, pyniging en 'n geween. Aanhoudend. Voortdurend. Nie net vir 'n oomblik nie. Nie net vir 'n tyd nie, vir ewig. Die derde kenmerk, dit is 'n plek met 'n uitsig
op die paradys. Hoor mooi, hoor wat sê hy. Vers 23. Toe hy sy oë ophef. Hy kyk in die regte rigting en hy sien dadelik daar's Abraham. Hy kyk op die paradys. Hy sien vrede. Hy sien vreugde. Hy sien blydskap. Hy ervaar net die teenoorgestelde. 'n Uitsig. Hy sien hoe verlostes, gebruik ek vanmôre hierdie woord, verlostes. Mense wat verlos is, mense wat tyd gemaak het vir Jesus, wat Jesus aangeneem het as 'n persoonlike verlos. Hy sien hulle. Hy sien familie. Hy sien sy vriende. Geluksalig is, noem die Bybel hulle. Hy sien iets nog. Ek het 'n geleentheid gemis in my lewe. Hy sien dit. As ek maar net van daai tyd en geleentheid gebruik gemaak het, kyk wat kon ek gehad het. Spyt is 'n goeie ding, hy kom net so 'n bietjie laat. Hy sien dit. Dis 'n derde kenmerk, daar's 'n vierde kenmerk. Dis 'n plek van herinneringe. As ek vers 25 lees, sê vers 25, maar Abraham antwoord. Hy vra. Hy sê, hy roep. Abraham. Vader Abraham. Hy het miskien in sy kinderjare onthou van die sonnaskool en van die kinderkerk iets as geleer van Vader Abraham. Hy sien hom, hy erken hom, hy sê, stuur iemand. Dan antwoord Abraham hom met vers 25 met hierdie woord, hy sê, maar Abraham antwoord en sê, as jy 'n rooi pen het, dan omkring jy hierdie twee woorde, kind, onthou. Dis 'n plek van herinneringe. Kind, onthou. Jy gaan al die geleenthede onthou. Jy gaan vanmôre onthou. Jy gaan hierdie datum onthou. Jy gaan hierdie boodskap onthou, jy gaan my stem hoor. Al die geleenthede wat God jou gebied het. Al die geleenthede op aarde. Elke klop van die Heilige Gees aan jou hart se deur, sal jy onthou. Kind, onthou. Vir 'n oomblik het hierdie ryk man, hy was so besig gewees. So besig. Met al die geleenthede, al die kanse onthou. Selfs toe Lazarus, toe hy daar voor die poort van die ryk man gelê het, Lazarus het met hom gepraat het en gesê, meneer, sê vir my, ken jy Jesus? Wil jy nie ook hierdie Jesus, ek glo met my hele hart, die ryk man het die vrede van God op hierdie bedelaar se gesig gesien. Ja, as ek dink aan Lazarus en ek onthou daai vrede wat op sy gesig was, plaas ek het maar na hom geluister. Ag, hy's net 'n bedelaar. Hy sal dit onthou. Jy gaan elke geleentheid gaan jy onthou. Jy gaan die evangelie, die geleenthede wat na u toe gekom het, hoeveel keer dit na u toe gekom het, jy gaan dit onthou. Kere wat daar met jou oor jou siel gepraat is, jy gaan dit onthou. Jy gaan die gepleit onthou, hoe ek by hierdie gemeente gepleit het. Kom net tot bekering, maak jou saak by die Here reg, jy gaan dit onthou, liewe gemeente, jy gaan dit onthou. Daar's 'n vyfde kenmerk. Dis 'n plek van verterende begeertes en drange. As jy vanmôre dink, jy kry genot uit sonde, daar sal jy geen genot meer vind nie. Jy sal aanhou daarmee. Jy gaan jou drange en jy gaan jou begeertes behou. Hoe weet ek dit? Net een woordjie in Lukas 16 sê, hy dors geword. Dors. Ek het so gedink aan Jesaja 55 vers 1. Miskien het hierdie ryk man hierdie vers gehoor toe Jesus besig was met sy prediking. Almal wat dors het, kom na die waters. Dan gebruik Jesus woordjie verniet.
Kom na die waters, kom na die lewende water, sodat ek jou dors kan les. Die eerste wat inskop toe hy sy oë in smarte oopmaak, dors. Dors, 'n drang na water. Dit gaan 'n plek van vuile gemeenskap wees. Het jy al gewonder wie gaan jou bure wees? Blaai gou saam met my, ek wil jou gou 2 verse lees. Jy het gewonder wie is jou bure? Vandag wil jy nie met hulle eers meng nie. Ons noem hulle die skuim van die aarde. Blaai gou saam met my na 1 Korintiërs. 1 Korintiërs. Dan gaan jy jou vinger plaas by Openbaring. Kyk gou wie gaan jou bure wees. Wie gaan jou geselskap in die hel wees? Wie gaan om jou wees? Kyk hoe word dit vandag geregverdig, hierdie dinge. Hoor wat sê vers 10, 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie. Geen oorreerder, is hy daar? 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie. Geen oorreerder of afgodedienaar, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, wat vandag goed gepraat word, sodomiete, of diewe, of geraards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Dit is so mooi, dan moet jy vers 11 lees. Dan sê Paulus, en dit, dan gebruik hy verlede tyd, was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Mooi nie. Die Here kan 'n mens vrymaak van daai dinge. Hulle sê sodomie is 'n siekte. Die Bybel noem dit 'n sonde. Jy kan jou laat afwas, jy kan vry word daarvan. Kyk, ek lees gou vir jou Openbaring 21. Kyk hoe mooi wat sê Openbaring 21. Hier gaan die lys aan. 21 vers 8. Ek noem net gou vir jou die 6ste kenmerke, gaan dan vir jou die laaste een noem. Hy noem vers 8. As jy daar, Openbaring 21 vers 8. Maar wat die vreesagtiges aangaan, dis nou nie hulle wat hoogtevrees het of engtevrees het nie. Hierdie vreesagtiges, mense wat bang is om hulle lewe vir die Here te gee. Wat gaan my man sê, wat gaan my vrou sê, wat gaan my kinders, wat gaan papa en mamma sê, hoe gaan hulle daarop reageer? My kind, jy het so mooi goeie lewe gehad, en ons het jou die beste opvoeding gegee, so hulle is bang wat mense gaan sê. Goeie godsdienstige mense is baie keer bang. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges, die gruwelikes en die moordenaars. Jy sien hier in 1 Korintiërs 6 is meer die gesofistikeerde mense genoem. Maar hier kom Johannes en hy noem het ongelowiges, vreesagtiges, ongelowiges, gruwelikes, moordenaars, hoereerders, towenaars, afgodedienaars, alleenaars. Is jy lief vir 'n wit lintjie? God noem dit leenaars. Hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dis jou bure. Hier kom die woord en dis die tweede dood. Die loon van die sonde is die dood. Iemand het na die hel verwys as die vullishoop van die hemel. As jy al daai groepe daar vind, die vullishoop van die hemel. Daar het ek het vir jou opgedeel. Die duiwel en sy engele sal daar wees. Interessant. Die antichrist gaan daar wees. Die valse profeet gaan daar wees. Die hel is 'n godverlate plek. Hoor wat sê Paulus, hy is baie lief in Tessalonisense om oor hierdie waarhede te praat. Hy sê, hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf. Hoor nou hierdie woorde. Weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Hel is 'n plek waar God nie gaan wees nie. Jy kan maar bid. Hierdie man het gebid.
Jy moet oplet na wie bid hy, en tot wie bid hy. Hy bid na Vader Abraham toe. Jy sien, hy het God se naam nie geken nie. Want hy het dit nooit op aarde bely nie. Hy bid, Vader Abraham. Abraham antwoord hom. Hy bid, waarsku my broers. Abraham antwoord hom. 'n plek van geen voorbidding. Hartroerend. Maar geen antwoord op hierdie gebed nie. Stuur vir Lazarus. Ek wil vir julle in die oë kyk en ek wil dit vanmôre vir julle sê, miskien is daar 'n geliefde van u, miskien is daar 'n vriend van u, miskien is daar iemand wat nie vir die Here geleef het. En wat miskien al dood is, wat nou vanmôre al in die voorportale is, die Bybel noem dit die doodryk is, wat vanmôre ook bid, waarsku my familie. Dis 'n verskriklike plek. Dis 'n verskriklike plek. Ek beleef al wat vir my wag, maar waarsku julle. Ek wil vir jou vanmôre waarsku. Ek wil jou vanmôre waarsku. Hy bid hierdie gebed, hy sê, waarsku julle, hulle moet nooit hier kom. Ek was ongehoorsaam in my lewe. Ek het nie van hierdie geleentheid gebruik gemaak nie. Hoor ek hy sê. Ek wil jou vanmôre ten slotte geleentheid gee. As ons oor hierdie kaart van Openbaring praat, dan praat ek met jou oor die wederkoms van die Here Jesus. Hy gaan kom. Hy gaan sy kinders kom haal. En die wat gaan agterbly, en die wat nie gereed is, as Jesus gaan kom nie, dis die plek wat ek vanmôre vir jou probeer beskryf het. Ek probeer dit in menslike woorde vir jou beskryf. Dit moet 'n verskriklike plek wees. Behalwe dat dit 'n verskriklike plek is, wil ek jou waarsku en sê, pas op. As jy nie in lyn is met die Here Jesus nie, as jy Jesus nie ken nie, en hy het hierdie plek voorberei vir die duiwel en sy engele, hoe is dit moontlik dan? Want hoe is dit dan moontlik as hy vir die duiwel en sy engele voorberei, dat die mens ook, ja, hy mislei mense, hy verblind mense, hy hou mense weg van die waarheid. Is jy een van hulle wat hy verblind? Is u een van hulle wat hy weghou van die waarheid? Ek wil vir ten slotte hierdie vers weer noem. Dis so 'n ryk teks. As jy hierdie teks lees en jy kou aan hierdie vers in die Bybel, dan besef jy wat hierdie vers werklik sê. En as dit bevind is, dat jou naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie. Dis eenvoudig. Word in die poel van vuur gewerp. Hierdie liefdevolle Jesus. Hy wat vanmôre jou redder wil wees, hy wat jou nooi en sê, kom na my toe. Hy gaan eendag optree as die regter. En jy gaan van hierdie regter hierdie woorde moet hoor, gaan weg van my, jou vervloek. Dis verskriklike woorde, nie? As ek dit vanmôre van die kwoteer. Maar dis wat die God se woord sê. God se woord is die hoogste gesag vir die mens. En ek en jy moet luister wanneer God met jou praat. En ook in hierdie oomblik wil ek hê jy moet luister. En daar waar jy sit, wil ek vir jou dit ernstig vra. Ek gaan nou so 'n bietjie afstap van die boek Openbaring. Ek wil jou vanmôre die kans gee. Ek wil vanmôre vir jou weer hierdie geleentheid gee, daar waar jy sit. Maak gebruik van hierdie geleentheid. Sê, Here Jesus, ek kom vanmôre en ek kom vra vir U, kom was my deur die bloed van die lam. Kom maak my. Jy het net nodig om iets te sê vir die Here. Jy kan net soos die tollenaar uitroep en sê, o God, wees my sondaar genadig. Dan sê die Here, hy kyk na die hart. En hy doen dit wat in jou hart is. 'n Skrikkelike plek. Vir die wat Jesus nie ken nie. Kom ons bid saam. Here Jesus,
elke keer wanneer ek na hierdie gedeelte kyk in die woord, of as ek na hierdie kaart kyk, dan besef ek dit wat vir die mens wag. Dan sê my hart daarop amen, ja kom Here Jesus kom. Hoe bevoorreg om dit te kan weet, om dit te kan sê. Here, ek dink aan mense wat Jesus nie ken nie. Ek dink aan mense wat deur die Satan verblind word, wat deur die Satan weggehou word van die waarheid. En hulle glo die leuen. Ek wil vanmôre kom bid as Johannes 8:36 sê, dat die seun van die mens, as die seun jou vrygemaak het, as Jesus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ek wil kom bid, Here, dat U mense sal kom vrymaak van bande, van kettinge, van sonde. Ek wil bid, Here, dat mense nie sal uitstel. En maar wat sal wag vir 'n volgende geleentheid, maar dat hulle dit as 'n geleentheid nou sal sien, dat die Here Jesus nou met my bemoeienis maak en nou my wil red. Hier waar ek sit, nou is dit God se tyd. Kom nou en laat ons die tyd uitmaak, die saak uitmaak, sê die Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek dit vir U kan vra. Dankie dat U die naprediker van die woord gaan wees en sal wees. Dankie dat die Heilige Gees voortgaan om te werk. Ek wil dit bid, Here. U het gesê, as hy kom, as die Heilige Gees kom, sal hy voortgaan om te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Here, baie keer wil ons gewete dooddruk, en baie keer wil ons so besig wees om nie te dink aan dit wat ek gehoor het nie. Dan praat die Heilige Gees. Ek wil bid dat ons vandag sal tyd maak en vir die Heilige Gees tyd sal gee om met ons te praat. Dankie dat ek dit vir U kan vra en dit kan bid. In Jesus se wonderlike naam bid ek dit. Amen.